Goeienaand. Dankie dat u my nog 'n aand in die huis toelaat. Wat 'n wonderlike voorreg om op hierdie manier met mekaar in verbintenis te wees. Ek wens ek het u geken. Dis dan die lekkerte van die gemeenskap van die gelowiges, dat 'n mens mekaar se oë kan sien en dat dit net anderster is. Maar nou kan ons nie. En dankie dat ek hierdie voorreg het om nog 'n aand saam met jou te dink uit die Handelinge uit oor die Heilige Gees het gekom en hy help ons om gemeente, om leerlinge, volgelinge, disippels van Jesus Christus te wees. Ek weet ek sê dit nou al vir die 3de keer. Maar asseblief, u moet dit nooit vergeet nie. Hy het gekom om by ons te bly. Hy trek nie. Ons kan hom weerstaan en bedroef en probeer uitblus, maar die Heilige Gees gaan nie weg nie. Want hy het hom aan ons verbind in God se ewige liefde, om ons te help om te verstaan wie God die Vader en die Seun is, en om onsself beter te verstaan as disippels, volgelinge, leerlinge van die Here Jesus. En vanaand dan oor die pragtige tema uit Handelinge 4, die Heilige Gees help ons met ons verstaan van ons getuienistaak. Ons skriflesing kom uit die bekende Handelinge 4, wat jy waarskynlik goed ken, maar wat ek tog so 'n paar van die verse saam met jou wil lees, maar voor ons dit doen, kom ons bid saam. O Gees van God, ons is jammer dat ons u dikwels in ons lewens ontuis laat voel. Dankie dat u nie weggaan nie. Ons begryp dit nie, dat u ons so lief het, dat u by ons bly nie. Help ons, Here, om te groei in ons verhouding met u, in ons verstaan van onsself en van die wêreld, sodat ons u op 'n nog meer verantwoordelike manier kan verteenwoordig. Praat ook met ons vanaand deur die Gees en deur u woord, in Jesus se naam. Amen. Uit Handelinge hoofstuk 4 lees ek nie die hele skrifgedeelte nie, die hele gedeelte gaan van vers 1 tot by vers 22, maar ek lees so 'n paar van hierdie verse. U weet nou dat na die genesing van die kreupelgebore man, word Petrus en Johannes gevange geneem. En hulle word deur die priesters en die owerstes verhoor oor hierdie weldaad aan 'n man. Petrus sê selfs op 'n stadium vir hulle dat hy verstaan dit nie, dat hulle oor 'n weldaad aan iemand verhoor word nie. Vers 8. Toe het Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle gesê, raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond geword het. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is, dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur die bouers, julle, die bouers, afgekeur is. Juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar's geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. En dan word hulle uitgestuur en later weer teruggeroep en hulle word verbied om verder oor Jesus te praat. Nou, dan antwoord Petrus vers 19. Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet nou maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het, het hulle losgelaat. Dit is onmoontlik om nie te praat. Die Heilige Gees het gekom en hy help ons met ons verstaan van onsself en met ons getuienistaak. 'n paar opmerkings daaroor, dat dit lyk vir my ons leer uit hierdie skrifgedeelte is dat getuienisse te doen met 'n verhouding waarvoor jy gewillig is om te ly. Hierdie Christus wat vir jou Here is, het so belangrik in ons lewens geword, dat ons gewillig is om vir hom te ly. En die boek Handelinge is nogal vol van Christene wat daai pad moes loop. Die eerste een wat met sy lewe betaal, is Stefanus, wat die getuienis gelewer het oor Jezus,
en wat dan gestenig word, oor hy sê, Jezus is die Here, Jezus is die Messias. As u nou af en toe in die lewe wonder, waarom u sukkel met die getuienis, vra die vraag vooraf. Is my verhouding met die lewende God van so aard? Beteken hy soveel vir my? En hou ek so met hom rekening, dat ek gewillig is om daarvoor te ly? Kyk, u weet het mos nou, dat die disciples in die Nuwe Testament in die begin nie Christene genoem is nie. Eers in Handelinge 11, of volgens Handelinge 11, word die disciples, die mense van die weg, die mense agter Jesus aan, word hulle vir die eerste keer Christene genoem. En hierdie Christene word in die geskiedenis dikwels as gevolg van hulle martoria, hulle getuienis, martelare. Jy kan die twee goed nie uit mekaar uithaal nie. As ek so af en toe in my lewe ook maar moet wonder, liewe Here, kon ek U nie vandag in 'n getuienis beter verteenwoordig het nie, dan leer ek die vraag vra, Malan, wat is die gehalte van jou verhouding met die Here? Is dit van so aard dat jy gewillig is om daarvoor te ly? Nou, die tweede ding wat die Heilige Gees ons mee help, is dat hy ons dan help daarmee omdat dit is verhouding waaroor ek nie kan stil bly nie. Kyk, dit is daarom geweldig dat Petrus wat nou dag nog vir 'n diensmeisie gelieg het, en amper half sweer, ek ken hom nie, dat hy hier voor 'n hele Joodse raad, waarskynlik met 'n diep bewussyn van die konsekwensies van sy belydenis, kan sê, maar ons kan nie stil bly nie. Ek wat mos nou 'n deel van my lewe het in die evangelisasie opleiding van mense belê met getroue getuies oor ons getuienis in hierdie wêreld, ons geloofdeling in hierdie wêreld. Ek het al so dikwels Christene hoor sê, ek kan nie praat nie. Ek kan nie deel nie. En Petrus kom met presies die teenoorgestelde. Ek kan nie stil bly nie. Wat maak daai verskil? God. En my rekening hou met God. Hoe hy in ons lewens teenwoordig is. Hoe kan jy nou gister erediens toe gestap het en die krepelgeborene gesien lewe kry het, hoop kry het, heel word, en oor hierdie Jesus stil bly? Dis is dikwels daar maar op 'n vlak van, ons hou nie regtig in ons klein alledaagse lewe, byvoorbeeld die kos op ons tafel. Sien ons dit nog komende uit die hand van die gewer van alle goeie gawes? Ons kan nie oor hom stil bly nie. Julle moet maar self besluit, sê Petrus en Johannes, of ons nou vir julle meer gehoorsaam moet wees, of vir die Here. Maar wat ons aan betref, dis onmoontlik om nie te praat oor Jesus nie. Ek dink nou al as die weerslag in Deuteronomium hoofstuk 6 gaan lees, en veral vers 6, 7 en 8, dan kry jy iets van dieselfde ding. Jy moet daaroor praat as jy in jou huis sit, as jy opstaan, as jy gaan lê, as jy op pad is. Maar jy kan nie stil bly nie. Ek moet op hierdie punt ietsie by sê, wat ek nou nie gelees het nie, maar ek kan alweer dit gaan lees in Handelinge 4, dat toe hulle nou vir Petrus hier hoor praat, was hulle nogal redelik verbaas geweest, die klomp geleerdes, leiers van die volk. Want hy was, sê hulle hier, hy eenvoudige mens. Broers en susters, hoe belangrik opleiding ook al is, en ek kan toch nou self dink dat ek wat my lewe aan theologiese opleiding gewy het en nog wy, dat het vir my baie belangrik is. Maar mense het nie 'n graad nodig om 'n getuie van die Here Jesus te wees. Jy het 'n verhouding nodig met hierdie lewende Here, oor wie jy nie kan stil bly nie. Laastens vanaand, die Heilige Gees help ons met ons verstaan van ons getuienistaak, omdat hy vir ons getuienis gee wat eintlik die toets van omgee vir die nood van mense deurstaan.
Daar's 'n diep verbondenis in getuienis oor hoe jy oor mense voel. Ek het onlangs 'n berig gelees in 'n koerant van iemand wat gesê het, ek kan nie nou onthou wie die segsman spesifiek was nie, maar het was gesê, dat nou kan ons weer by die wesenlike sake van die Christendom bepaal. Dit was na een of ander verskriklike ou pynlike stryd in die kerk. En ek sê vir myself nou, wanneer was mense dan nie vir God 'n wesenlike saak nie? Ons is sy wesenlike saak. Hy het ons so lief dat hy sy seun vir ons gegee het. En getuienis het te doen met dat jy dit verstaan, dat hierdie wêreld waarvan ek deel is, die nood van die mensdom waarvan ek deel is, die stikkendheid, die pyn, die hartseer, is deel van my getuienis. Ons sien dit raak. Mense is in nood. En dis waarskynlik die diepe betekenis van vers 11 en 12 in ons hoofstuk, dat hy bring verlossing vir alle mense. In sy naam is daar verlossing. Dis nie 'n oordeel oor ander godsdienste nie. Dis 'n belydenis van wie ons is. Hy bring vir ons die heil. En ons dink mense mis iets as hulle hierdie Jesus nie ken nie. En ons getuienis weerstaan daai toets, dat die nood van mense in ons hart kom lê het. Die Here wat my lewe sin gegee het, kan sin gee, betekenis gee, kwaliteit gee. As jy wil, waarde toevoeg aan die lewe van die mense met wie ek die lewe deel. In my huis, in my straat, in my werk, my skool, my sport, my land. Dis ons getuienis en die Heilige Gees help ons daarmee. Geen wonder dat Handelinge 2 vers 47 dan weer 'n keer sê, dat ons as disippels wat deur ons lewenstyl en ons lewenswyse vir die wêreld mooi is. Die wêreld raak ons goedgesind. Jerusalem wat nou dag nog vir Jesus gekruisig het, die sien 'n heel ander gesig van hierdie klomp mense wat deur Jesus verander is. En die Here het elke dag mense wat gered is, wat by Jesus lewe gevind het, by die gemeente gevoeg. Leslie Neal begin sê, die enigste manier om die evangelie verstaanbaar te maak, is 'n gemeente, wat dit lewe tot in die fynste hoekies van ons samelewing, wat dit glo. Jesus gee waarde aan lewe. Hy maak lewe nou en vir altyd nuut. Amen. Ons bid saam. Wonderlike Here, dankie dat ons van U mag getuig met ons woorde en met ons dade. Die een sonder die ander is nie genoeg nie. Leer ons om elke dag so te leef, so te doen, so te deel, so te praat, so lief te hê, dat die wêreld weet Jesus het ons lewens kom verryk en verander. Amen.